Dit is stilwordtyd rondom die woord van die Here en ek wil graag vir jou in die besonder baie welkom sê vanmôre by die oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons is besig met 'n reeks wat handel oor die tema Leef anders. En vanmôre is ons by deel 3. Vergewe soos Jesus vergewe het. Ons skriflesing is uit Efesiërs 4 vers 31 en 32. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar. En vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Ons leef in 'n wêreld, liewe vriende, waar mense maklik seer kry en nog makliker ander mense seermaak. Vriendskappe breek, gesinne word verdeel en mense dra jare lank aan bitterheid. Die wêreld sê, moenie vergeet wat met jou gebeur het nie, kry jou weerwraak. Maar dit is nie wat Jesus ons geleer het nie. As kinders van God is ons geroep om anders te leef. Een van die duidelikste kenmerke van 'n Christen is nie net dat hy glo nie, maar dat hy ook sal vergewe. Vergewing beteken nie dat sonde goedgepraat word nie. Dit beteken ook nie dat onreg ontken word nie. Vergewing beteken dat ons die saak aan God oorgee en nie bitterheid in ons harte laat wortel skiet nie. Ons staan vandag stil, liewe vriende, by 3 hoofpunte vanuit hierdie teks. En ons eerste punt is die volgende. Onthou hoeveel Jesus jou vergewe het. Ons kan ander eers werklik vergewe wanneer ons besef hoeveel God ons vergewe het. Aan die kruis het Jesus al ons sonde gedra. Elke leuen, elke verkeerde gedagte, elke sonde waarvoor ons eintlik die ewige straf verdien het. En tog sê God, ek vergewe jou. Dit is presies wat Paulus bedoel wanneer hy skryf. Vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. Wanneer ek en jy besef hoe groot ons eie skuld was, raak dit baie moeiliker om ander se skuld teen hulle te hou. Die tweede punt waarby ons stil staan vandag. Vergewing maak jou vry. Baie mense dink hulle straf iemand anders deur nie te vergewe nie. Maar die waarheid is dat bitterheid gewoonlik die persoon wat dit dra, die meeste vernietig. Bitterheid steel jou vrede. Bitterheid steel ook jou lewensvreugde. Dit benadeel ook jou verhouding met God. Jesus wil nie hê sy kinders moet gevangenes van woede en haat wees nie. Wanneer ons vergewe, sê ons eintlik, Here, U is die regter. Ek laat hierdie saak in U hande. En dit, liewe vriende, bring vryheid. Die derde punt vir vandag. Vergewe omdat jy soos Jesus wil leef. Toe Jesus aan die kruis gehang het, het hy gebid, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Lukas 23 vers 34. As daar ooit iemand was wat die reg gehad het om nie te vergewe nie, was dit juis Jesus. En tog kies hy liefde. As ons sê ons volg Jesus, liewe vriende, behoort ons elke dag soos hy te word. Dit beteken nie dat vergewing altyd maklik is nie, maar dit beteken dat ons die Heilige Gees vra om ons harte te verander sodat ons kan doen wat Jesus gedoen het. Daar is baie mense in hierdie wêreld wat vashou aan seer kry. Maar Jesus sê, laat dit los, laat dit gaan, volg my.
Leef anders. Moenie toelaat dat bitterheid jou hart beheer nie. Onthou hoe groot God se genade aan jou was en wys daardie selfde genade aan ander. Want wanneer ons vergewe soos Jesus vergewe het, wys ons iets van sy liefde aan 'n wêreld wat dit bitterlik nodig het. Kom ons bid saam. Onse dierbare God en hemelse Vader, dankie vir hierdie mooi nuwe dag uit U hand en vir die voorreg om vanuit U woord hierdie dag te begin. Dankie vir hierdie boodskap wat U aan ons kom bring het. Dankie dat U my volkome vergewe het deur U kruisdood. Help ons almal om nie bitterheid in ons harte te koester nie, maar om ander met dieselfde genade te behandel waarmee U ons behandel het. Vorm ons elke dag al meer na U beeld, sodat ons lewens kan wys dat Jesus die koning van ons harte is en dat ons anders leef. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, baie dankie, 'n geseënde dag.